of the path to. Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons program is Ahik, my naam is Ina en vandag het ons weer baie spesiale programme, gaste van Moreesburg. Ons gaan 2 programme maak, ons gaan 'n bietjie gesels oor wat hulle gedoen het en wat hulle nou doen, pragtige sendlinge en soos julle almal weet, ek het ook 'n sending hart. Ek was al by baie lande gesmokkel met Bybels, wat vir my baie spesiaal was. So sending is my hart. Ek wil niet, ons niet skrif, ek het vir julle vir 1 Johannes 3 vers 16 die Bybel sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Nou die Bybel bedoel nie ons moet doen wat Jesus gedoen het, maar dieselfde liefde wat Jesus in sy hart gehad het om aan die kruis te sterf, daai liefde moet ons hê vir almal naby en by ons. En dis vir my baie spesiaal om vandag vir ons 2 gaste aan jou voor te stel. Jy weet, mense kom van ver en hulle kom regtig van Moreesburg af. Gert en Marinda, en ons wil vir julle sê baie dankie dat julle gekom het om bietjie met ons te gesels. Baie dankie Gert. En dankie dat Marinda wil nou nie met ons gesels vandag, maar kom ons gesels dubbel met jou, hoor. Vertel ons, waar kom jy vandaan? Gebore, groot geword? Wel, ek is gebore in Vredendal, dorpie daar, sê Weskus na Makwaland. Daarvan af het ek skool gegaan op Mamasbury en daarvan af saam met my mamma so getravel, beweeg waar sy ook al plek gevind het om te kan bly. So ek het meestal groot geword, so saam met my ma vir 5, 6, 7 jaar en dan vir 'n tyd lank saam met my pa groot geword. En maar my skoolloopbaan het ek afgesluit in Sasolburg, hoor. Okay. Gert, Johannes Coetzee, is dit ook 'n algemene van in die Namakwaland, Noord-Kaap, daar rond? Ja. Toe ek nog jonger was ek sal sê Garries. Dis nou waar my paal vandaan kom. Okay. Ja, so ek het 'n baie groot deel van my lewe het ek groot geword, maar op die plaas by my ouma la. Okay. Ja, dit is ouma en oupa Coetzee. Ja, dit is op my ouma, maar meestal by my ouma Tina. My oupa was toe al oorlede, hy's 1978 oorlede. Maar dit was meestal by my ouma en dan my pa se jongste broer. Mias Coetzee, ja. En waar het jou pad met die Here Jesus begin? Gewoonlik skool, koshuis, huis? Ja, daar moet ek vir my ma dankie sê, wat sy vir ons seuns vertel het van Jesus, het ons kerk toegevat. Ek dink toe ek 15 jaar oud was, het ek in die AGS kerk, het ek 'n kragtige ontmoeting met die Here gehad. So ek sal sê, dit is waar my, amper sê my journey, maar soos 'n kind, weet, die Here ontvang en dan waar jy werklik besef het dat jy moet 'n pad stap saam met Jesus. So ek sal sê toe ek 15 jaar oud was. Ja. Was daar 'n tyd wat jy 'n bietjie koeler geword het? Ek weet as mense die eerste keer Jesus Christus ontmoet, as jy aan die brand en dan, ek praat van ervaring, dan kom mense sê dat jy in die wêreld leef, maar jy word 'n bietjie ander goed wat jou aandag aftrek. Ja, as enige jong mens, maar het ook maar jou fases wat jy deurgaan, weet. Jy glo in Jesus Christus, maar jy volg hom nie. Weet, die waardes en daai goed, jy dwaal so 'n bietjie af. Maar ek moet sê, die grote deels van my jongmenslewe het ek maar die Here gedien. Ja.
So meer toe ek 'n bietjie meer volwasse geraak het. Toe het jy nou so 'n bietjie afvallig geraak. En maar die grootste deel van my lewe het ek maar die Here gedien. Ja. En nou skool, wat se werk het jy gedoen? Wel, na skool ek eers weermag toe. Ja, so ek het nog 2 jaar diensplig gedoen. En toe na my diensplig het ek gaan werk vir 'n ingenieursmaatskappy. En daarna het ek begin om soos busse te bou. Die bus wat jy in die Kaap sien. Okay. Daai MyCity busse, ja. Wow, Daai tipe luxe busse te bou, ja. Dis 'n groot werk. Ja. En wat jou pad vir die sending, die calling, soos ons in Engels sê, waar het dit begin? Wel, in 2017 het die Here op my hart gelê dat ek moet, hy gaan ons roep vir 'n seisoen om vir hom te werk. En daarna sal ons dan begin met die besigheid, in elk geval. So ek was in 2017, die Here so met my begin praat en ek het dit toe begin neerskryf. Op pen op papier. Ja. En my handtekening daarop gesit en geraam ook nog. Nogal? Ja, want ek het gevoel dat die Here is werklik besig om met my te praat. Wow. So dit kom van 2017 af. Maar ons het eers begin in 2021. Waar het jy jou vrou ontmoet? My vrou het ek in Kraaifontein ontmoet. Aan die pad in die Kaap. Ja, kyk hierso, my pa het vir my gereël dat ek afkom Kaap toe ek klaar is met die weermag. Want my pa was in die Kaap en toe bly ek hier by mense in Kraaifontein. En toe het ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het toe een aand op my knieë gegaan en vir die Here gevra, hy moet iemand oor my pad stuur, weet. Jy is mos nou alleen, jy ken nie die Kaap nie. En ek kom ons nou nie van die Kaap af nie. En so die Here toe vir haar op my pad gestuur. So, ja, ek is baie bly daaroor. Sommer net so. Ja. Ja, sien toe weet jy. Wel, het was nie so maklik om haar te kry nie. Dit was 'n baie mooi vrou moet sy gewees het. Dit was 'n verskriklike mooi vrou gewees. Sy is nou nog mooi, ja. Ja. Ja, so. Ja. Jy weet die Here het daarom 'n pad wat hy met ons stap. Is 'n pad van heiligmaking. Dit is niet wat die Heilige Gees met ons praat en met ons vir ons vertel wat is, wat ons moet doen. Ja, as jy jou gees oop is vir hom, dan is hy daar. Ja. Vertel my meer van die sendingroeping. Wel, was in 2020, ek dink in COVID se tyd. Toe die Here al klaar met my begin praat oor ons moet ons begin gereed kry om ons los te maak van my werk. Want ek het gewerk op baie oomblik vir 'n maatskappy. En 'n redelike groot pos gehad daar. En toe in 2021, toe die Here nou baie ernstig met my begin praat en gesê ek moet basies bedank. En dit was nie so maklike besluit nie, want jy moet nou basies jou lewensaar moet jy afsny en denk aan pensioen en alles. Ja, en jy moet die Here vertrou om nou vir jou deur te kom. So ja, 2021, een oggend in my kantoor ingestap. Die Here het my gesê bedank vandag. Dit was nie maklik nie. Maar ek het geweet ek gaan kom met 'n prys. En daar het alles begin gebeur. En Marinda was okay daarmee? Wel, gelukkig my vrou, dit kom ons nou van 2017 af, dat ek vir haar gesê die woord wat die Here vir my gegee het en een ding waaroor ek baie dankbaar kan wees is dat my vrou, weet sy is een met my, as dit kom by die bediening en as die Here gepraat het, deel ek altyd eers met haar, en sê, hoe voel jy nou daaroor? Maar ek dink haar hart het selfs as myne geklop, van die begin af. Ja. Ja, ons is een. Ja, nee, verseker. Dit is wat dit moet wees. Ja, en ons geniet dit verskriklik saam. Ja. Ja. So, julle het kinders? Ons het 2 dogters,
Juanita, die oudste ene, en Talita is die jongste ene. Die oudste ene is getroud, sy verwag haar 4de kind. Alle wêreld. Ja, gaan nou 2 seuns wees en 2 meisies. Moeder. En Waar bly hulle? hulle bly in Sonstraal. Oei, Hier naby in Durbanville, ja. Okay. So baie gelukkig, mooi gesin, baie liewe kinders, baie gelukkig. En dat is sy jongste meisie, Talita, sy werk saam met my. Sy werk basies vir my. Ja, so maar sy bly in die Kaap. So die Here het ook vir julle, behalwe die sending opdrag, het hy vir julle ook besighede, het julle oopgemaak. Vertel Ja, ons wel, ons die besigheid het begin na die sending, toe ons nou basies permanent in die sendingveld was. Toe ons klaar is met die sending werk, toe die Here sê, okay, dit eindig, dit is nou klaar. Ons moet aanbeweeg, toe het ons nog nie heeltemal die besigheid begin nie, want jy moet nou eers jou voete vind. Jy kom ons nou terug Seker. Kaap toe en kyk hoe die Here jou lei. Hard gewerk in die begin, baie hard, baie geloof toegepas. En toe die Here vir ons 'n geleentheid geskep om iets te begin. Ons is nou so maar 2,5 jaar in die gang. Besigheid se naam is Safari Coach Builders. Okay. Ons bou overland voertuie wat toeriste vat in Afrika in. En dan doen ons ook herstelwerk vir die stad, vir die My City busse. En dit is alles in Moreesburg. Nee, dit is alles in die Kaap. Oei, okay. So die besigheid is in die Kaap, ons bly in Moreesburg. Alright. Hoe doen jy die distansie? Ek ry Ry jy elke dag? Ek ry hom elke dag. Alle wêreld. En dit kos my niks nie. Okay. Ja, ek wil maar net sê, weet, as die Here jou op 'n plek sit en hy is bewus van alles. So ek dink jy moet nou vreesbevange raak oor die dieselpryse en goed nie. Ek wil maar nie koppel aan nie, want ons sover kan ons nie klaar nie. Ja, en ek bekommer my so dat jy van Moreesburg af hier toe kom vir die onderhoud en in tussentyd doen jy dit elke dag. Ja, want weet die besigheid, weet dit is ook 'n geloofsaak. Ja. Bestaan net soos die sending Yes. uitreike en die sendingorganisasie 'n geloofsaak is, die twee is eintlik gekoppel aan mekaar. Sonder die sending Safari sending kan Safari Coach Builders nie bestaan nie. Okay. Maar sonder Safari Coach Builders kan weer sonder Safari sending bestaan nie. So hulle is gekoppel aan mekaar. So ons moet na albei kyk met dieselfde ook in die oog. Ja, hulle help mekaar. Hulle help mekaar. Ek wil so 'n bietjie oor die sending gesels, maar ek wil dit hou vir ons volgende week se program. Ek wil hê ons moet meer die dorpe wat julle en presies wat die tipe sending werk jy doen. Maar as ek terugkom na die besigheid, is dit winsgewend wat julle doen vir julle bediening? Want kyk, 'n sendeling tree nooit af nie. Ja, ons moet ook onthou nie, 'n besigheid groei. Ja. Dit beteken nie as die Here jou geroep het om 'n besigheidsman te wees, dat jy nou iewers skielik skaatryk is nie. Jy gaan ook die besigheid moet bou soos enige ander man sy besigheid bou. Ja. Die al verskil is net, jy doen dit in die geloof. Ja. En met die gedagte dat God is met jou. So, jy het nog steeds jou uitdagings, jou geloofsuitdagings. Ja. Jy het nog steeds jou sisteme wat in plek moet wees. Ja. Jy moet, dit moet nog steeds ordentlik gedoen word. So, op die oomblik, ek gaan nie sê ons is winsgewend nie. Ons is besig om te bou. Ja. Maar wat goed is, ons het 'n goeie besigheid, wat vir baie gesinne sorg ook, wat vir ons mense wat vir ons werk. Ja. So, ons het 'n goeie besigheid, met goeie potensiaal, en ons moet net dit reg bestuur. Ja. Ja. Ja, as die Here, as dit van die Here afkom, dan sal hy dan sy hand oor dit. Jy moet maar net fyn luister, nee. Partykeer keer hy ons. As jy 'n ding wil doen, dus luister, ek praat met jou. Ja, ek sal sê enige besigheidseienaar
wat 'n koninkryksbesigheid het, Ja. moet verstaan dat soos jou besigheid groei, gaan jy ook groei, innerlik. Want die twee is baie gekonnekt aan mekaar, jou innerlike groei en jou besigheidsgroei. Ja. Ja. So, en ek dink, alles lei na heiligmaking toe. Absoluut. Ja, so, my besigheid, ek sê nou maar my besigheid, maar ek sê altyd vir die Here, ek verkies liefst as u die CEO is. Ja. Ek verkies liefst as u die CEO is. Ja. Weet, want partykeer van die geloofsuitdagings is partykeer van so aard dat jy het werklik, jy het die Here nodig. So het kos baie gebed. Het kos baie keer stil wees. Ja. Waar ander mense miskien negatief gaan wees, moet jy positief bly. Soos jy nou praat van die brandstofprys. Ja, maar Ja, en dit is vir my mooi wat jy sê, want ek hou daarvan dat jy positief is. Kyk, ons kan niks in elk geval doen daarin, nie. Ons moet net bid die oorsprong waar dit vandaan kom. En ons moet net bid dat die Here self hierdie hele storie sal uitsorteer. Gert, vertel my, hoekom besigheid en sending by mekaar? Jy het nou eers die sending gedoen, maar ek in my hart bly 'n sendeling altyd 'n sendeling. So jy het nog die sendeling hart, maar die Here het vir jou gewys in die rigting van besigheid. Sien, die woord wat ek gekry het in 2017 was gewees, ons gaan vir 'n seisoen vir die Here werk in die sendingveld, dan gaan ons die besigheid begin. Maar wat ek agtergekom het, toe ons die besigheid begin, het die sendinghart altyd daar gebly. Yes. Want ek is ook geroep vir sendingwerk. So, wat ons nou op die oomblik doen, ek en my vrou, ons doen verkenningswerk. Ja. So met ander woorde, ons bou die besigheid, en as ons af is, ry ons rond en kyk waar kan ons nog sendinghuise plant. Ja. So ons verken 'n bietjie, en baie keer laat die besigheid ons toe om dit te kan doen, en dan miskien te kyk of ons nie 'n sendinghuis kan identifiseer, en miskien kan begin dan, om het reg te kry nie. So, die besigheid is baie belangrik vir die sendingorganisasie. Al twee help mekaar. Hulle help mekaar. Ja, hulle help mekaar. Ja, so, ja. Want alles gaan met geld. Alles, sendingwerk is geld, is groot geld, is baie geld. En vir my is dit so mooi dat jy sê, jy het 'n groot besigheid en daar is baie mense, so finansiëel help jy. Het is vir my so mooi dat mense 'n besigheid het en hy seën sy werkers. Hy seën hulle, ek meen hy bless hulle soos ons in 'n mooi Afrikaans sê. Wel, ek dink ons kan seker nog baie meer doen as 'n besigheid, maar ons is nog in die groeiproses. Ja. Ons het met niks begin nie. En ek dink daar's 17 mense op ons boeke. Ja. So, alles kos geld. Ja. Ons moet dit nog steeds op 'n manier reg bestuur. En dan uit dit kyk jy dan wat kan jy saai in die sendingveld in. Wat ook die besigheidshardloop is. So, 'n groot deel van die harde werk wat ingaan in die besigheid is eintlik vir die hardloop van die besigheid, en dit is sending. Ja. Ja. So, ons wil graag die besigheid baie mooi bou, sodat ons baie meer kan doen buitekant. Maar dit is nie altyd so maklik nie. Nee. Partykeer moet jy goed op hol sit, Ja. Ja. want die besigheid is eintlik prioriteit nommer 1. Ja. Ja. So, op die oomblik, maar ons wil dit graag anders te doen. Ja, ek dink ons het vroeër 'n bietjie gepraat oor die brandstofprys en ek het gesê het was my so mooi dat jy nie negatief is oor die brandstofprys sê, want wat kan ons in elk geval doen daarin? Hoe minder ons negatief is, hoe minder maak ons mense negatief en soos die Engelse sê, go with the flow. Ons aanvaar dit, brood is duurder, melk is duurder, om nou vir jou te sit bekommer daaroor is mos nou nie die moeite werd nie.
Nee, want ek dink toe ons Moreesburg toe getrek het die eerste keer en baie van my vriende het geweet ons besigheid is in die Kaap. Het baie van hulle van my gevra. Nou wat van die sê maar die dieselonkoste. Ja. En ek sê toe, as die Here jou gestuur het Moreesburg toe, jy nie te worry nie. Bekommerd te wees oor 'n Hy sal dieselprys jou nie. tank volhou. Ja, hy sal ons tank volhou. So, ek kan maar net dankbaar wees dat dit vir ons nog reg uitwerk. Ja. Weet so, ons hoef nie bekommerd te wees daaroor en ek dink ons moet fokus op die opdrag. Opdrag is bou die besigheid en bou die sendingorganisasie. Ja. En ek glo die Here sal voorsien. Ja. Het is vir my so interessant hoe jy die twee by mekaar uitbring, hoe die een vir die ander een voorsien, en albei behoort aan die Here. Die besigheid behoort aan hom, die sendingveld behoort aan hom, en ek dink maar aan ek het 'n vrou wat vir my af en toe kom skoonmaak. Hoe lekker is dit vir my om 'n bietjie vir haar meer te gee as wat die ander mense gee. En dit is my lekker om vir haar kos by mekaar te maak, te vries, in plaas van om chips weg te gooi, vries dit, want sy kan dit weer gaan warm maak en vir haar kindertjies gee, want dit is mos skoon, daar's mos niks daarmee verkeerd nie. En as jy met jou besigheid, ek weet nie hoekom het ek die ding in my kop laat, jy seën, as jy nou maar net 'n sendeling was, en ek wil nou nie 'n oordeel oor net sendlinge gee nie, maar as jy net 'n sending, het jy nie die besigheid gehad om die sendingwerk op datum te hou en aan die gang te hou nie. Dis waar. Die besigheid speel 'n baie groot rol in ons uitreike. Ons ondersteun ook ander, hoe kan ek sê, groepe wat uitreik. Ja. En so die besigheid moet werklik baie aandag kry sodat ons kan sorg dat die werk van die Here aan die ander kant kan aangaan. Ja. So, maar terselfdertyd moet ek ook dink aan die mense wat werk vir die besigheid. Ja. En dit is wat ek ook graag wil op fokus, is om vir hulle die sekuriteit te gee wat hulle nodig het om vir hulle gesinne te sorg. Ja. So alles is nog in 'n groeiproses en baie dinge moet nog by mekaar kom, maar ons het al redelik dinge by mekaar. Maar dat die twee nie sonder mekaar nie, is amper soos 'n man en vrou. Ja. Hulle is een. Ja. Hulle is een. Want dit kom van dieselfde persoon af. Dis reg. Dit is van God af. Die roeping is die van calling dieselfde is van ons Vader af in die hemel. En daar's 'n roeping op besigheid en op die sendingveld. En altyd is nog maar my gegee, want die Here het ons geroep as opdrag. Vertrou jou? Hy het ons geroep as opdrag uitvoerders. Ja. Hy weet ons voer opdragte uit. Ja. So ons wil maar net doen wat hy vir ons gesê het. Ja. Is nie altyd maklik nie, Nee. maar ek kan dit vandag sê. Ja. Die Here is getrou. Ja. Hy kom nog altyd vir ons deur. Ons moet ook geloof toepas soos enige ander mens, Ja. maar ons dinge werk uit. Ja. Dit werk altyd uit. Miskien nie soos ons dit sien nie, Ja. maar dit werk altyd uit. Het jy iewers 'n gebedsgroepie daar? Is dit nou In die in die besigheid? besigheid? Nee. Hoekom ek vir jou dit vra, ek het as jong vrou het ek by SARS gewerk. Jy weet, die ou ontvanger van inkomste, en ek het 'n gebedsgroep begin 1 keer 'n week, etenstyd, hulle moet hulle etenstyd gee. En Gert, ek kan nie vir jou vertel hoe die Here nie net van my gebless het daarmee nie, maar my bediening wat ek uitleef, al het ek vir SARS gewerk, van alle besighede of alle departemente, net om vir hulle by mekaar te kry. Baie kom met groot probleme, en dan stel ons op die tafel en ons bid daarvoor. Maar net om 1 keer 'n week by mekaar te kom en net te sê, ek onthou wat jy my verlede week gevra het, hoe gaan dit in daai situasie? En hoe die personeel meer liefde vir die woord gekry het, deur
te sê, hulle kom, jy sal nie glo nie, maar ek gaan dit nou sê, die gebedsgroep se naam was, onthou, dit was ontvanger van inkomste, en receiver of revenue. Die gebedsgroep se naam is Receivers for Jesus. So. Ja. Dit het nogal, veral in die dorp, het dit nogal 'n groot, op Appington, het dit 'n groot storie geword, Receivers for Jesus. Ons ontvang julle geld, maar weet julle wat? Ons het 'n groter roeping, is net geld. Ja, nee, ek wil regtig, ons moet nou afsluit, maar ek wil vir jou, regtig seën met die Here weet, as hy, soos nou my werk en finansies bymekaar gebring het, en ek pluk vandag nog die vrugte, as ek vandag my getuienis gee, van wat die Here, en hoe hy vir ons kinders deurkom, en ons kleinkinders, en hoe die Here net in beheer is, van alles om ons, rondom ons, wat ons eet, wat ons drink, is all to him. Hy bless. Ek dink 'n ou moet ek dink 'n ou moet ook leer dat al roep die Here jou na die sendingveld toe of in die besigheid. Ek dink die geheim is jy moet harder werk in jouself as in die besigheid of die sending. Is so. Want ek kom agter dat die sendingveld en die besigheid gaan God gebruik om jou nader na hom te trek. Om hy verhouding tussen julle twee altyd reg te hou en te verbeter. So ek kan maar net vir die Here dankie sê, weet dat 'n ou, dat jy die geleentheid het om op 'n plek te wees waar jy dit verstaan. Ja. Dis waaroor dit gaan. En dit gaan nie so seer oor die besigheid se sukses nie en die sendingveld se sukses nie, maar dit gaan eintlik oor die verhouding tussen jou en jou hemelse Vader. Ja. Dis waar, en jy pluk jou lewenslang, pluk jy die vrugte van wat jy gesaai het, omdat jy gehoorsaamheid is die grootste ding hier. So, sien wat jy doen nie, is gehoorsaamheid. Die feit dat jy ja gesê het, when the calling came, you said, yes, Lord. Dis mooi. Baie dankie vir hierdie onderhoud. Ons gaan volgende week gesels oor die sending en wat julle doen. Ek was so verbaas toe ek sien, ek lees wat julle alles doen, en hoe julle dit doen, en hoe julle voortgaan om dit te doen. So, ek groet nou eers van my Ina, en ons program is hy tot volgende week. Shalom. The path to